begin met 'n ongemaklike vraag dalk, maar dan gaan dit ligter raak. Wat is die grootste bewegings in kerkgeskiedenis en selfs in jou lewe gemis was, nie omdat jy nee gesê het nie, maar omdat jy nie lank genoeg gewag het nie? Kom ek vra dit weer, net vir 'n oomblik. Ek wil jou vra om jouself die vraag af te vra. Wat is die grootste bewegings van God in jou lewe nie gemis was omdat jy nee gesê het nie, maar net omdat jy nie lank genoeg gewag het nie? Ek wil jou vra om jou Bybel oop te maak, Matteus 26 vers 40. In Matteus 26, ek gaan net so 'n paar verse voor dit lees. Kom ek lees van vers 36 af. Jesus in Getsemane. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl, terwyl ek daarbo gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en hy vind hulle weer aan die slaap. Vandag het ek nie 'n komplekse woord nie, ek het 'n eenvoudige woord vandag. So kom ons kyk na die basics van hierdie skrif. Jesus vat sy disippels na 'n punt toe. Julle weet, as iemand begin ongemaklik voel, as iemand spanning het, dan ons kan dit ervaar. Ons as mense het hierdie gift, soos ons is aan mekaar gesit. Wanneer iemand begin spanning beleef, nie kort voor lank, dan sit soos, okay, nee, wat gaan aan, chomma? Ek kan ervaar, iets is nie lekker nie. Hy sê vir hulle, hoorie julle, ek dra swaar, ek het hierdie las, ek is bedroef, ek is benoud, kom, sal julle saam met my, waar kom saam met my? Hy vat die disippels, Petrus en die seuns van Zebedeus saam, sal julle saam met my waak. En hy gaan en hy gaan bid en hy kom terug en hy vind hulle aan die slaap. Sien, ek wil vanoggend vir jou vra, of nie vir jou vra nie, of seker vir jou sê, maar jou uitnooi om jou self die vraag te vra. Toe hy hulle geroep het om saam met hom te kom, het hy nie vir hulle gevra, sal jy net nog een preek bly nie? Hy het nie vir hulle gevra, sal jy net nog een wonderwerk op die tafel sit nie? Hy het gevra, sal julle by my wees asseblief? Hoor julle dit? Hy nooi hulle en hy vra, kyk, wees by my, ek is benoud. Wees by my, sal julle saam met my waak, net vir 1 uur langer. En hy kom terug en hy vind hulle aan die slaap. Sien, hier is die spanning waarin ek myself bevind. Hulle is nie aan die slaap omdat hulle sleg is nie, hulle is aan die slaap omdat hulle moeg is. Soos, Here, ek is so jammer, wat gaan nie aan? Hierdie tension speel af. Hier is die spanning van hierdie storie in die kerk vandag. Die kerk basyn uit, Here, ons is lief vir U, maar die kerk val daarin om 'n uur langer te wag. So hierdie is vandag, as ek die boodskap kan title, is dit dalk die volgende: wanneer die Here jou vra om 'n bietjie langer te bly. So in verlede jaar van ons laaste gebedsessies, in hierdie tyd wat ek besig is om te bid, Here, wat is die droom, wat is die plan vir 2026? Vind ons onsself hier in 'n donker vertrek, maandag aand gebedsessie. Ek sit daar voor in die hoek en ek ervaar
Ek wil sê, ek ervaar hoe die Gees van die Here oor my kom en die volgende woorde in my mind afspeel. Sal jy net nog 'n uur vir my wag? Sal jy net nog 'n uur saam met my sit? En ek vind myself in 'n plek waar ek in 'n oomblik se tyd myself benoud bevind. Here, is alles oukei? Wat gaan aan? Hoekom want ek onthou die storie het afgespeel, hy was benoud geweest. Ek soos, Here, wat gaan aan? En vandag wil ek nie hierdie as afskop gebruik van, jene, wees waaksaam vir die jaar nie, want dit gaan nie 'n lekker jaar wees nie. Die jaar gaan wees wat ons daarvan maak. Maar hier wil ek vanoggend vir jou sê, die realiteit is, hierdie jaar gaan challenges na jou toe gooi. Hierdie jaar gaan vir jou toets. As jy met die intercessors en met die profete gaan bounce, wat hulle in die gees ervaar, in eenheid, is hierdie jaar die jaar van vuur. Great, dis lekker om 'n Bosveld vuur te sit. Maar ek dink in Mosselbaai is dit 'n ander storie. Dis nie 'n kampvuurtjie nie. Dis nie 'n lekker vuurtjie nie. Daai vuur kom letterlik en purify die aarde. Daai vuur kom letterlik en mense vind hulle self, wow, wat gaan hier aan? As die vuur hierdie jaar vir jou kom, hoe gaan jy reageer? Jy sien, ons gaan nie kan goed reageer as ons onsself nie op 'n punt vind van wag op die teenwoordigheid van die Here nie. Hierdie jaar gaan nie oor om meer te doen nie. Dit gaan oor om langer te bly. Kom ek sny net gou die tension in die vertrek. Moenie worry nie, ons dienste gaan nie langer raak nie. Moenie worry nie, ek gaan nie vir jou vra om elke aand by die kerk te wees nie. Moenie worry nie, jy hoef ook nie 5 uur in die oggende by die kerk te wees nie. Julle gaan oukei wees. Waartoe bou ek vandag? Ek bou na die volgende toe. Ek ervaar in die hart van die Here die begeerte dat ons as 'n kerk intentioneel sal wees. Wanneer ons by hom is, nie net deur die emosies sal gaan, okay, kom ons sing 3 liedjies, Picard se famous woorde, gooi 'n kom 'n bietjie, gooi 'n tikkie, dans 'n bietjie, preek 'n bietjie, al daai goedjies en dan gaan ons bietjie huis toe nie. Dis nie wat hy vir ons vra nie. Ek ervaar in die Gees van die Here dat die Gees van die Here hierdie begeerte vandag bekend maak. Sal ons by hom bly? Sal ons nader tot hom in 'n seisoen waar dinge taaf kan raak? Hierdie gaan nie oor om die teenwoordigheid van God na te jaag nie, ook nie te vertrek wanneer dit swaar raak of stil raak nie, en ook nie te onttrek wanneer dit iets kos nie, maar by hom te bly. Jy sien, die kern van hierdie jaar vir my is die volgende belangrik, en as jy neerskryf, wil ek jou vra om hierdie neer te skryf. Die kern van hierdie jaar is om 'n leefstyl te leef wat 'n magneet is vir die teenwoordigheid van die Here. As jy vandag huis toe gaan en die vraag word vir jou gevra, wat was die doel van Visie Sondag? Is dit om die volgende visie in jou jou uit te nooi na die volgende visie toe, laat ek dit so verwoord. Dat ek 'n leefstyl in myself kweek wat 'n magneet is vir die teenwoordigheid van God. En dit het baie maniere van uitspeel. Dit lyk in elke persoon se lewe anders. Maar hierdie is my droom aan die einde van die jaar, dat ons nie 'n groot kerk hierdie kant gebou het. Ons het planne, ons het die veld, ons het baie geld nodig, dat die einde van die jaar al die geld daar is en ons net 'n vol kerk sit sonder volwasse mense nie. My droom as 'n pastoor van hierdie gemeente, as die herder van die skape wat vandag hierso sit, wat aan ons toevertrou is my droom die volgende, dat jy aan die einde van die jaar kan terugkyk en sê, hierdie was die beste nog. Want kyk waar was ek en kyk waar is ek nou. Die teenwoordigheid van die Here en ek is so. Waar ons loop, is ek bewus daarvan. Kom ons gaan na die skrif toe verder, Psalm 132 vers 2. Ek het hierdie skrif so 2 keer gelees in verlede maand. So as jy skerp was, het jy 10 teen 1 opgetel alreeds. Psalm 132 vers 2 tot 5. So Dawid skryf die volgende, dat hy aan die Here gesweer het, hierdie gelofte gedoen het,
aan die magtige van Jakob. Sekerlik sal ek nie ingaan in die tent van my woning of klim op die bed wat vir my gesprei is nie. Sekerlik sal ek my oë geen slaap gun, aan my ooglede geen sluimering nie, totdat ek 'n plek vind vir die Here, 'n woning vir die magtige God van Israel of van Jakob. Hier is een van die skrifte wat my die meeste konfronteer wanneer ek as gelowige, nie as pastoor, as gelowige voor die Here sit. 2 Samuel 7 sien ons hierdie tension. As jy notas wil maak en wil gaan kruis verwys, dis waaruit dit begin speel. 2 Samuel 7 sien ons dat Dawid en die profeet Nathan sit saam en hulle het hierdie gesprek en Dawid begin in sy gees voel, ek voel nie gemaklik nie, want kyk waar bly ek. My woning, my paleis is van seder gebou. My paleis is die grandste wat daar is. Dis fancy. Maar die teenwoordigheid van die Here bly in 'n tent. Hy maak bekend aan die profeet, ek's ongemaklik. Dis nie vir my okay dat ek net deur die motions gaan nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Here is nie jou good luck charm nie. Terselfdertyd wil ek vir jou sê, Matteus 6 vers 33 sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die goeie dinge sal vir jou bygevoeg word. Al die res sal bygevoeg word. Ek het al gesien, wanneer ons die Here volg, dat great goed gebeur. Ek het al gesien, wanneer ons ja sê vir die Here, dat bonatuurlik die krane van die hemele oopmaak en blessing vloei. Dit maak nie sin nie, dis nie logies nie, maar dit gebeur. Dis wat gebeur wanneer ons die Here volg. So Dawid vind homself in hierdie oorvloed. Hy eer die Here, hy is bewus daarvan dat hy die heilige koning is. Hy het al 'n ontmoeting met hierdie God gehad toe hy 'n skaapwagter was en hy sê, ek's nie okay nie, iets pla my. Ek het 'n sterk, gemaklike plek, kos word vir my voorgesit, mense spring as ek praat. Dis nie wat my satisfy nie. Maar die teenwoordigheid van die Here bly nog in 'n tent. Gaan lees die tension. Verlede jaar was ons jaartema home gewees. Eenvoudig net want home klink beter as tuiste. Maar as jy stoere Afrikaans is, tuiste, was ons jaartema gewees, home. En ek het gedeel 'n jaar terug van hoe ek ervaar hoe die Here vir ons sê, ons moet 'n woonplek bou. Ek het gedeel oor Dawid maak sy passie bekend, dat hy soek 'n plek vir die teenwoordigheid van die Here. En soos wat ek hierdie jaar ingaan en bid vir hierdie jaar, en vir die Here vra, Here, wat sien U, wat is die begeerte vir hierdie jaar? Ervaar ek dat hy's nog nie klaar met dit nie. So die jaartema vir 2026 is die volgende, home, tuiste, 'n woonplek vir God. En hierdie is gebore absoluut uit Dawid se hart uit. Dawid kom en hy sê, Here, dis nie vir my okay dat ek in hierdie fancy plek bly en U woon in 'n tent en word net rondgegooi nie. In daai tyd was die tent letterlik rondgeskuif van dorp tot dorp. Hy soos, nee, ek gaan nie rus voordat hierdie plek nie U sinne is nie. Voordat U nie koning is van hierdie plek nie. Hoe lyk dit prakties vir my en jou? God soek nie besoekers nie, hy soek 'n woonplek. Die kerk, en dis hoekom ek vroeër ook regtig net ervaar het om dit te bid, die kerk het so gecommercialized geword, dat dit gaan oor oor geld en getalle. Hierdie is my standpunt vandag. Ek wil vir jou sê, hierdie is nie uit arrogansie uit nie, of jy nou saamstem of nie. Hierdie kerk, ja, ons het geld nodig, but that's not what I'm going to pursue. Dis my as leier se vertrekpunt. Dit gaan oor 'n volwasse kerk. Ek het geen begeerte om elkeen van julle onder slawerny te hou, sodat ek in jou beursie kan bly nie. My begeerte is dat elkeen van julle gevul sal wees deur die krag van die Heilige Gees en hierdie dorp onderste bo sal gooi. Dat jy sal gaan in hierdie dorp en kom ek deel gou-gou, ek val myself in die rede. Ek is bemoedig, daar was hierdie
hulle noem dit die Forgotten Revival in Skotland. Was daar hierdie herlewing gewees. Die rede dat hulle dit 'n Forgotten Revival noem is dit was nie so groot nie. Daar het nie miljoene mense tot bekering gekom nie. Maar daar was 'n man gewees, Something Campbell, wat opgestaan het en hy het gesê, Here, ek gaan U soek. En hy en 2 ou tannies het begin bid. En hulle het gebid en gebid en gebid. En die een aand het hulle 'n kerk, hulle het so crusade gehad by elke kerk. Een aand het hulle 'n kerkdiens en hy staan agter want die kerk was so leeg. Hy moes eintlik die klank doen en vorentoe hardloop om te preek. So hy staan agter en doen die klank en okay, sy moment gaan nou kom. Hy dink alles is reg, hy's op pad vorentoe en uit nêrens uit stroom daar oor die 120 jong mense in die vertrek in. Hulle sit die vertrek so vol dat hy kan nie voor op die kansel uitkom nie. Hy moes letterlik oor die mense klim om vooruit te kom en hy preek en daar begin 'n herlewing in Skotland. Pos gou die storie. Na die diens vra hy vir hierdie klomp jong mense, hoorie, waar kom julle vandaan? Soos, dis bietjie onverduidelikbaar. En elke liewe jong mens wat in die vertrek ingestap het, sê, hulle was in die klub gewees, en hulle het almal 'n stem gehoor, uit nêrens uit, wat vir hulle sê, gaan kerk toe. Toe het hulle die klub toegemaak en kerk toe gegaan. En van daar af, het dit letterlik uit daai diens uit, hulle tot bekering gekom, uit daai diens uit, het daai mense gegaan, en elke kilometer vanaf die kerk, het hulle die groep op die straat bymekaar gekry, en hulle het kerk gehou op die straat. En net so, in 'n kort tydjie, ek dink is 6 maande of so, het die hele Skotland van die Here gehoor. Want die kerk het uitgegaan, en het gemobiliseer. Dis my begeerte, dat ons in hierdie plek, die teenwoordigheid van die Here sal fasiliteer, die teenwoordigheid van die Here sal beleef in hierdie tyd, hom sal eer as die eregas, en dan van daar af, dat jy geaktiveer sal wees. Dat jy in die krag van die Heilige Gees sal loop, en elke liewe een wat jy teekom, sal impakteer. So kom ek deel met jou wat die Here vir my gesê het. En ek wil gou hierso pause voordat ek dit deel. Ek wou dit nou gesê, die Here vra vir die disippels, sal jy 'n bietjie by my wag? Ek wil gou hoor, net so by wyse van hande, het die Here al met jou gepraat, vir jou iets gesê, dis dalk totaal en al kontroversieel. Mense dink jy's, as ek die woord kan gebruik, stupid, wat besiel jou? Dis simpel, dis sinneloos, dit maak nie sin nie. Maar jy weet, dis wat die Here gesê het. Is daar mense van julle? Het jy dit al gevind? Soos, Here, jy moet my help. Dit maak nie sin nie, maar ons gaan dit doen. As ek kyk na die volgende 4 goed, waarop ek wil fokus hierdie jaar, is dit 4 goed wat ek ervaar het die Here spreek oor hierdie huis, wat ek eenvoudig net nie oor kan stil bly nie. Dis net soos, julle, ek hoor wat julle sê, dit maak nie logies sin nie. Hierdie is wat die Here sê, dit is al wat ek het, ek kan nie op iets anders gaan nie. Die disippels vind hulle self op 'n plek, wat hulle vir die Here sê, Here, waarheen sal ons gaan? Ons het niks anders nie. Matteus 4 vers 4 sê vir ons, jy sal nie lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. Dis al wat ek het. Ek besef, soos wat ek gister met die Here stoei, final hierdie voorberei, sê ek vir hom, Here, hierdie klink nie glamorous nie. Dit klink nie, ek hype jou op en jy gaan nou deur 'n muur hardloop nie. En ek hoor hoe hy vir my sê, dis okay. Hier is 'n uitnodiging waar elkeen van ons 'n deel het. Elkeen van ons het 'n deel in hierdie prentjie. So wat het die Here vir my gesê? Nommer 1, sal jy saam met my sit en waak? Terwyl ek met die Here gaan tyd spandeer hieroor, is die volgende waarde wat ek vasmaak, waaroor ons nie sal compromise nie, is aanbidding en gebed. Hierdie huis se naam is Presence Church. Dis 'n Engelse naam, ons is 'n Afrikaanse kerk. Dit voel of dit nie so lekker gel nie. Daar's soveel profetiese daarin dat hierdie kerk se naam Engels is. En soos wat julle, ek wil vir jou sê, soos wat jy die jaar saam met ons journey,
sal dit vir jou baie meer sin maak. Ek het te min tyd om alles te verduidelik vandag. Maar presence is die naam, en op ons bord hier by die hoek sal jy sien, daar staan hosting His presence, carrying His presence. Wat beteken dit? Dit beteken, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here instap, is hy die kosbaarste eregas. Daar's niemand meer kosbaar as hy nie. Dis soos, this is precious. Ons het, kom ek verduidelik bietjie verder, ek probeer heeltyd dink aan praktiese. Wanneer ons gassprekers hierso het en die volunteers wat serve, wys ons iemand aan om die gasspreker te serve. Die woord sê vir ons, if you honor the gift of a prophet, you will receive the gift of a prophet. So ons eer die roeping wat die Here op mense se lewens gesit het. Nie omdat hulle God is nie, ons sien hulle glad nie as God nie. Hulle is 'n mondstuk van die Here, hulle is 'n tool van die Here. So wanneer hulle kom, dan sê ons vir hulle, maak daai ou lam, met soek jy koffie, soek jy iets om te drink, soek jy iets om te eet, kan ek jou help, kan ek jou sê wat gebeur volgende, dat elke gasspreker is soos, los my net bietjie uit, los my net uit. Hierdie is die Heilige Gees, hy's die kosbaarste, wow, ons moet hierdie bewaar. En alles van ons is ingestel rondom, hy's kosbaar. Vandag wil ek vir jou sê, die woord sê vir ons dat blasphemy against soos teen Jesus en die Vader kan vergewe word, maar teen die Heilige Gees kan nie. Die woord sê vir ons, do not grieve the Holy Spirit. Die woord sê vir ons, do not quench the Holy Spirit. Ekskuus, die Afrikaans is by die agterdeur uit met daai. Moenie hom smoor nie. En Jesaja sê vir ons, die Heilige Gees, he can be vexed. Die Heilige Gees het emosies. Hy's 'n persoon, hy's nie 'n gees of 'n wolk wat net hier rondwaai nie. Die teenwoordigheid van die Here, die Heilige Gees, is die kosbaarste wat ons kan hê. En vanuit vriendskap met hom, loop ons soos wat hy ons lei. Loop ons in die krag van God. Ek het nou heeltemal te veel gepraat daarsom. Punt nommer 1, sal jy saam met my waak? Wat vra die Here? Dat hierdie 'n huis van aanbidding en gebed sal wees. Voel vir my so swaar om hierdie te sê. As jy jou 5 sessies hier deurgesit het en die aanbidding is nog steeds vir jou taaf, en jy het al saam met my gesit, waar ek jou verduidelik uit die woord uit, hoekom ons doen wat ons doen, wil ek vir jou sê, daar is kerke in die dorp wat 20 minute worship. Jy is gerelease om te gaan. Ek wil jou nie hier hou, om die getalle vol te kry nie. Ek wil jou hier hou, want die Here het vir ons gevra, sal jy saam met my waak. So as ons aanbidding 30 minute is, en of as ons aanbidding by 55 minute draai, is ons nie gebonde aan, julle die tyd vang ons nie. Hy's kosbaar. Vir die kosbaarste besitting wat jy het, sal jy jou alles gee. Tweedens, wat het die Here gevra? In die transisie van verlede jaar, waar ek oorgevat het by Pastor Jan, was hierdie die opdrag wat die Here vir my gesê het. Ek het dit al gevoice, gaan haal my mense. Waarop sal ons nie compromise nie? Hierdie is 'n familiekerk. Hierdie is 'n kerk waar almal behoort. Of jy nou ryk is of arm is, of jy nou jouself klassifiseer as iemand wat nie lekker ryk nie, of klassifiseer as iemand wat lekker ryk. Of jy jouself nou klassifiseer onder skoon, ek stort 6 keer 'n dag, of ek het dalk 1 keer 'n week, almal behoort. Want hier is die ding, Jesus het gesterf en nie vir selektief nie. Hy het nie selektief gesterf nie. Vir elke liewe een. Sê die woord nie vir ons dat hy sal die 99 los om die een te gaan haal nie. Hierdie is nommer 2, van wat het die Here gevra, sal ek sy mense gaan haal. Punt nommer 3, julle gaan nou verstaan hoe bou julle tot hierdie. Punt nommer 3, jaar na jaar het jy hierdie term gehoor, en ek glo dis iets wat elke kerk se fondasie moet wees. Want wanneer jy Jesus ontmoet, moet jou lewe verander. Punt nommer 3, herlewing.
Herlewing het al in die verlede wild gelyk. Herlewing het ook al in die verlede eenvoudig gelyk. 'n Lewe wat verander. Hier is die realiteit, jy kan nie saam met die Heilige Gees loop en nie verander nie. In Jakobus, ek dink is in Jakobus, is dit duidelik dat jou leefstyl verander as gevolg van die input, as gevolg van die insaag van die Heilige Gees. Jou taalgebruik verander. Jou sensitiwiteit tot die gawes verander. Jy begin opereer in verskillende vrug. En punt nommer 4, uncompromisable. Hier is 'n Pinksterkerk. Volle Evangelie Kerk, hier is 'n Volle Evangelie Kerk, is 'n Pinksterkerk. Dis ons denominasie. Dit beteken nie net ons val onder 'n sekere groep reëls nie. Dit beteken ons saai onsself onder die volgende lering, dat die Heilige Gees gekom het in krag en dat die Heilige Gees vandag nog opereer. Dat talespraak vandag nog is, dat genesing vandag nog relevant is, dat die uitleg van tale vandag nog relevant is en dat die Heilige Gees gelowiges aktiveer om 'n getuie te wees van wie Jesus is. So hierdie is 4 goed, ek kan eintlik verskriklik lank met jou praat. Hier is 4 goed wat ek net so ervaar die Heilige Gees op breathe, terwyl ek voorberei, vir wat het hy in stoor vir hierdie jaar. Leef my oop. So ek het reeds die volgende genoem, kom ons gaan in die praktiese in. Ons jaartema is home, en ek besef, home, 'n bouproses, is nie 'n vinnige proses nie. As jy 'n huis in 'n dag bou, dan het jy 'n probleem, want dan het alles nie mooi droog geword nie. So, wat ek ervaar terwyl ek bid vir hierdie jaar, en ek gaan nou begin land, is wat ek ervaar terwyl ek bid vir hierdie jaar is die volgende. Ek sien letterlik in my gees 'n bouprojek. En dit, ek gaan jou nie aanmoedig, gee geld, want ons wil 'n kerk bou nie. This is in the spirit. Ek sien 'n bouprojek, en ons het ons jaar opgedeel in 4 temas, want daar's 4 kwartale, en elke kwartaal fokus op iets. Hier is wat ek ervaar, hier is wat ek sien. Fase 1 is fondasie. 'n Huis kan nie gebou word op 'n fondasie nie. So mense wat boukennis het hierso, net gou jou hand opsteek. Maar as ek weet jy het. Andrei, wat was daai nou? Was soos okay, ja, hier's 'n paar, is bietjie skaam daaroor. Jy mag maar confident wees, want ek wil eintlik by jou kom sit in hierdie jaar. 'n Huis kan nie gebou word sonder 'n fondasie nie. Hier is kwartaal 1 se fokus, is die volgende: wie is God? Daarom wil ek jou vra om kwartaal in, kwartaal uit, saam met ons te stiek. Kerk is joyful. Moenie net 1 keer 'n maand kom nie, want dan gaan jy nie ten volle kry wat die Here vir jou instoor het nie. Ek wil jou vra, kom, nie uit droefheid en dwang nie, want dis lekker om in sy teenwoordigheid te wees. Kwartaal 1, fondasie, wie is God? Vanaf 'n fondasie begin jy bou. En hierdie is nou kort opgesom. Ek weet daar's baie tussenstappe ook. Maar vanuit 'n fondasie uit begin jy bou. Dan begin jy oprig. En dan is dit soos, jy kan nou sien hoe groot die kamer regtig is. Op fondasie, hy lyk redelik size, tot daai mure opkom, en jy soos, ek het gedink hierdie is bietjie groter. Maar buiten dit, kwartaal 2 is hierdie die fokus. Wie is jy? Ek wil bietjie klem hierop lê. Kwartaal 2 gaan ons fokus op wie is jy as 'n gelowige. Ons gaan fokus op huwelike en verhoudings, en ons gaan fokus op kinderopvoeding. Ek's honestly baie opgewonde vir kwartaal 2. Vanaf kwartaal 2, die fondasie, die huis is nou op, ons het gebou, die dak is op. Nou begin ons mooi maak, nou begin ons teel, ons begin verf, dis nou die duur deel eintlik. Want nou sit jy 'n fancy bad in en 'n toilet in en 4 krane, as jy weer kyk is jou budget uitgeput, maar is okay, want ons doen net hierdie 1 keer, dan gaan ons aan. Fase 3 is hoe lyk ons as gelowige? Kwartaal 3. En dan kwartaal 4, hoe leef ons as gelowiges? So hierdie jaar is nie 'n vinnige ding nie, dis 'n journey, want ek is invested in, jy as gelowige moet aan die einde van die jaar staan en leef, tot volle glorie wat hy vir jou in staat het, of wat hy vir jou in stoor het, nie in staat het nie. Wat's die visie? En ek jou vra om hierdie neer te skryf. En kort opgesom, al hierdie. Elke lewe aangeraak. Elke hart ontwaak. En elke persoon getransformeer. Hierdie is waar ons as gelowiges nou saam staan.
Hoe gaan elke persoon wat in hierdie vertrek is, aangeraak word? Die realiteit is, hulle gaan my stem hoor, maar daar's mense wat ons al bywoon vir 3 maande, wat ek probeer by uitkom, maar hulle is net so vinnig uit die kerk uit, dat teen die tyd wat ek verby hierdie voorste banke is hulle weg. Hoe gaan ons by hulle uitkom? Elke liewe een van ons. Family, ons het 'n verantwoordelikheid om die skapies wat inkom, die verlore seuns wat inkom, verwelkom te laat voel. So elke lewe aangeraak. Hierdie is wat ek jou voorvra hierdie jaar, is elke persoon met wie jy werk is kosbaar. Maak daai prentjie in jou kop vas. Elke persoon met wie jy werk is kosbaar. Of jy nou saamstem oor goed of nie, Jesus het gesterf vir hom. Elke persoon aangeraak. Elke hart aangewakker, ontwaak, awakened. Ek het eintlik hierdie in Engels vasgemaak. Every life touched, every heart awakened. Ontwaak, elke hart ontwaak. My droom is dat niemand in hierdie vertrek sal stap en nie 'n ontmoeting met Jesus sal hê nie. En derdens, elke lewe getransformeer. Kan nie anders wees nie. As jy in die teenwoordigheid van die Here is, verander lewens. OK, ek dink, ek gaan stop daar. Hierdie jaar sal ons verder inkleer. Ek wil jou vra, stap saam met my hierdie jaar. Jy het die verantwoordelikheid, ek glo ons almal hier, so ons groot mense, die kinders is by die kinderkerk. Ons is groot mense. Ons kan gaan bid oor, Here, sê U hierdie is waartoe ek moet gaan of nie. As jy ervaar dis nie waarvoor die Here jou roep nie, asseblief bel my vir 'n koffie. Gaan jou nie probeer verkeerd bewys nie. Ek gaan met jou deel, hoekom doen ons wat ons doen? Want hy het gevra, sal ek 'n bietjie by hom waak. Hy het gevra, sal ons as huis by hom wees. So, ek wil julle ook dan nou uitnooi, iets waaroor ek baie excited is ons het nou in die bord 'n nuwe, ag in die gang 'n nuwe bord op, nie in die bord 'n nuwe gang op nie. In die gang 'n nuwe bord op, wat sê, take your next step. As jy in hierdie kerk is, wil ek jou konstant aan die beweeg sien. Want die oomblik wanneer jy sit, kan ek dit nou maar net reguit sit, word jy vet. Die oomblik wanneer jy sit, word jy lui. Die oomblik wanneer jy sit, word jy swak. So vir ons om aan die einde van hierdie jaar te staan en terug te kyk en te sê, hierdie was 'n goeie jaar, moet ons aan die beweeg bly. Ek het verlede jaar gesê, dit gaan 'n jaar wees, wat ek wees nou maar vulnerable. Ek het gesê 30 altyd, op 30 wil ek 'n sixpack hê. Ja, nou is ek 31 en ek het net een in die yskas. Daarom was Food Lover se Pepsi's goedkoop. As ons nie aan die beweeg bly nie, gaan ons vrot word. So ek wil jou vra, wees konstant aan die beweeg. As jy die vraag het, wat's volgende, gaan kyk na daai bord. Op daai bord is 'n klomp stappe, daar's 'n QR-code met 'n kort verduidelikingkie, gaan scan die QR-code, vul die vorm in, dit gaan vir Chandonay inligting deurstuur, en dan gaan ons kontak met jou maak. Daar's disippelskappe wat gaan hardloop hierdie jaar, Alwyn gaan nou om vol aankondig, maar ek gaan net gou 'n oombliekie van dit sit. Ons begin in Februarie met 'n disippelskap, ons het hom baie ingedruk, so dit gaan 'n besige Februarie wees, maar ek's baie opgewonde oor dit. Karakterrestaurasie, dit gaan 'n aanlyn kursus wees, wat Dr. Sarel van der Merwe aanbied. Dit is R100 per persoon, ek is baie opgewonde. Ek wil jou nooi, gaan scan die kode, dan gaan dit vir Chandonay inligting gee, ons gaan kontak met jou maak, sodat ons vir jou al die kommunikasie kan deurgee. As jy wil weet wat volgende, gaan serve, gaan na die serve blokkie toe, scan die serve blokkie, daar gaan môre, nie vandag al nie, môre 'n lys wees van al die departemente waar jy betrokke kan raak. En selfs 'n blokkie wat sê, wat sien jy as 'n leemte? Though, if you've got the vision, you've got the mission. Waar sien ek 'n leemte? Ek wil hierdie area optel. Is julle met my? Kom ek bid vir ons. Here Jesus, dankie. Dankie vir hierdie voorreg. Dankie vir hierdie voorreg wat ons het om 'n home te kan skep vir U. 'n woonplek te kan skep vir U.
Here, ons sit al ons ambisies eenkant, ambisies wat sê ons wil dalk 'n groot kerk wees, ambisies wat sê ons wil die plek vol aircons hê en ons wil die hele plek geverf hê en ons wil 'n LED skerm hê en ons wil al hierdie en hierdie doen. Daai ambisies sit ons eenkant en ons sê, Here, mag ons as gelowiges so opdaag dat ons weet hoe ek opdaag maak 'n verskil. Dat ons weet hoe ek optree maak 'n verskil. Dat ons weet hoe ons intree maak 'n verskil. Here, mag elke geleentheid in hierdie kerk intentioneel wees en nie net 'n mors van tyd nie. Mag ons 'n family wees wat hard slaan. Mag die vyand sidder wanneer ons as family opstaan en die naam verheerlik. Mag die teenwoordigheid van God in hierdie dorp bekend wees, want ons loop met die teenwoordigheid van die Here. So Here, dankie vir elke family member wat vandag hier is. Dankie vir hulle wat ons vandag join vir die eerste keer. Here, ek bid dat die teenwoordigheid hulle sal lei. In die naam van Jesus. Amen.